is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van die regering. Goeiedag geliefdes, hierdie week wil ek so graag met jou sit by die woord, en ons wil praat oor Jesus, ons wil praat oor liewe Jesus, maar ons wil nie praat oor liewe Jesus, 'n babietjie in 'n krib, of 'n patetiese figuur aan 'n kruis, of 'n vergete figuur in 'n graf nie. Ons wil praat oor Jesus soos hy regtig is, die Christus, die lewende God. Jesus wat van homself sê aan die einde van die Matteus evangelie, onthou, aan my is gegee alle mag. Alle mag. Ek dink dit is baie nodig dat ons juis in ons tyd hierdie Jesus van alle mag behoort te leer ken. Ek gaan hierdie week meestal stilstaan by Kolossense 1, hier van vers 15 tot 20. So ek moedig jou aan om dit baie goed te lees hierdie week en onder die knie te kry, sodat jy saam kan gesels en saam kan dink en saam kan buig in aanbidding voor hierdie Christus, ons verlosser, aan wie behoort alle mag. Op hierdie maandagoggend begin ons by Kolossense 1 vers 15 tot 17. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Nee, geliefde, dit het toe nie spontaan gebeur nie. Daar was nie 'n groot knal of een of ander proses wat begin is om daar een of ander ongeluk in die heelal was nie. Alles het nie spontaan gebeur nie, en daar was nie 'n ontwikkeling oor miljoene jare teen elke ding se eie pas en tydskedule wat dinge ontwikkel het nie. Daar was iemand in beheer, ons God. En toe hy op die chaos afkom, waarin hy potensiaal sien dat dit iets soveel wonderlik kan word, 'n blyplek vir jou en my kan word, toe het hy geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Van wie word hier gepraat? Van Jesus. Jesus ons Christus. Hy is die een wat in beheer was van die skepping. Hy is die een wat dit gedoen het. Hy is die een wat met sy magswoord en sy magshand alles tot stand gebring het, soos die woord vir ons hier sê. En voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand, so hy is vandag nog steeds dit. Daarom sê hy van homself aan die einde van die Matteus evangelie, aan my is gegee alle mag. Ken en aanbid jy hierdie Jesus? Is Jesus Christus vir jou hierdie God? Die God van alle mag. Ek dink dit is so belangrik om juis deesdae hierdie Jesus te leer ken. Een wat nie manipuleerbaar is nie, een wat nie sommer net 'n vriendjie is, wat sommer net eintlik daar is om te sorg dat dit met jou goed gaan en lekker gaan en dat jy rustig is in die lewe nie. Maar een aan wie behoort alle mag. Een wat geskep het deur sy magswoord en sy magsdaad, en die een wat steeds betrokke is by jou en my lewe as hierdie magtige skepper. Dit is Jesus. Ken jy hom? En aanbid jy hom so? Kom ons kom ons leer van voor wat dit is om in eerbetoon voor hierdie Christus neer te val in aanbidding. Shalom.